Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Ek wou eintlik hê julle moet 'n bietjie nader kom. Mense sit nou meer agter, maar ja, baie welkom hierso. En dit reën lekker. Ons het die reën ook so nodig. Ons grasperke is maar droog en dood. So ons is dankbaar ook vir hierdie reën. En dit is lekker om hier saam te wees. Ons is hier vanoggend want ons is lief vir die Here. Ons wil 'n ontmoeting hê met die Here. Ons wil hê die Here moet ons aanraak deur sy woord. So dit is ook my gebed dat jy so 'n ontmoeting sal hê met die Here en anders hier sal uitstap. Ons is amper aan die einde van die jaar. Baie mense voel moeg. Ek moet sê ek voel ook al 'n bietjie moeg. Dis nou my laaste Sondag vir die jaar hier by julle. Dan gaan ek nou ook na Kersfees bietjie op verlof. Maar ek dink baie sal sê hulle voel moeg na die jaar. Maar ons is ook dankbaar dat die Here ons gedra het deur hierdie jaar. Dit was dalk 'n moeilike jaar of daar was groot uitdagings. Maar ons is dankbaar dat die Here by ons was en ons gehelp het en ons gedra het. Dit gee ons ook hoop vir die nuwe onbekende jaar wat voorlê. Nou, ek is 'n stormer soos julle weet, so ek is bly ons wen al, speel ons nie goed nie. Daar's gesê ek moet, oom Philip de Vos het gesê ek moet bietjie vorms uitdeel, dat mense nou nog kan oorskuif, stormers toe. So, maar ja, die Haie het daarom gewen, hulle is ook bly vanoggend. Met hulle sokkertreye gister het hulle gewen. Maar ja, daar is nog tyd om 'n stormer te word. Maar baie welkom hierso. Ek wil vra dat ons mekaar net sal groet. Ons as jy nog nie die om jou gegroet het nie, kom ons groet mekaar. En dan as jy 'n besoeker is jy enige besoekers vanoggend. Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedagte. Hier is nie so baie mense nie, so is daar's 'n hand, ek het eers gesien nie, sal oom gou daar gee asseblief. Baie welkom daarso oom. Asai. Ja, maar Lana is hier op wie ons kan mag gee. Dalk wil hulle nie weet, hulle is besoekers nie. Maar baie welkom. Asai. Baie welkom aan almal hier so vanoggend. Mense is ook dankbaar, mens kan nie wees, mens kan die opstanding van Jesus vier en ons is so dankbaar vir die Here vir sy genade en liefde. Ons wil hom eer, ons wil hom loof en prys en ons doen dit saam vanoggend. Nou, ek het gehoor dat oom Philip de Vos, ek het nou na oom verwys, hy en tannie Angelina is 57 jaar getroud vandag. So dit is regtig, dis eintlik 'n leeftyd. Ek het vir hulle gesê, ek gaan maar bietjie moet kom tips, wenke kry by hulle, want hulle moes ook al deur donker tye gegaan het. Maar ek gaan net vir hulle ook so ietsie gee. Sy baie geluk. Deur moeilike tye, maar die Here het hulle ook deur al die jare gedra. Ek weet nie of daar nog iemand is wat vandag dalk 'n huweliksherdenking het nie, maar baie geluk as dit binnekort ook is. Dit is ook spesiaal as 'n mens soos lanksaam kan wees. As mens net so dink oor die jare, dis baie kosbaar wat mens gedeel het en waar mens saam kon groei en mekaar kon lief hê. Dit is Advent, dis nou die laaste Sondag voor Kersfees en ek wil net noem hierdie persvla, want iemand het my gevra, wat beteken die perskleur? Elke seisoen in die kerkjaar het 'n of elke tyd in die kerkjaar het 'n spesifieke kleur. So
In Advent is dit pers, want pers is tradisioneel gesien as 'n koninklike kleur. So dit is die kleur van Advent, maar ons beweeg nou na Kersfees toe, dis binnekort Kersfees, en ons gaan nou vandag weer die kers aansteek, die 4de kers, maar ja, Advent kom van die Latynse woord Adventus, dit beteken koms, so ons berei nou nog steeds voor vir Kersfees, om Jesus se geboorte, sy koms te vier. Dit help ons om te onthou waaroor dit werklik gaan. Dit gaan oor Jesus wat gekom het. Dit is ons grootste Kersgeskenk. Maar ons weet ook Jesus gaan weer kom. So ons moet ook gereed lewe. Ons wag vir hom om te kom, maar ons wag met hoop, want ons weet hy gaan kom. Hy gaan alles kom regmaak, kom herstel. Daar gaan ware vrede kom. So ons sien uit met hoop, al leef ons in 'n gebroke wêreld. Nou ek en Tannie Rit gaan nou so gedeelte saam lees, en dan gaan ons nou vandag se kers aansteek, die kers van liefde. Elke Sondag het ons nou nagedink oor 'n geskenk wat Jesus vir ons gee, en vandag is die geskenk liefde. En ons staan in verwondering oor God se liefde. Jesus kom wys vir ons dat God ons werklik liefhet, elkeen van ons. Vandag is die 4de Sondag van Advent, die Sondag van liefde. Jesus wys vir ons hoe God se liefde lyk. Hy self is die volmaakte liefde van God in die gestalte van 'n mens. Elkeen wat in hom glo en in hom leef, leef in liefde. Liefde verander alle dinge en vergaan nooit nie. Ons steek vandag die 4de kers aan om ons daaraan te herinner dat God liefde is. Ons dank God vir die hoop wat ons ontvang, vir die vrede wat God skenk, vir die vreugde wat God in ons harte uitstort en vir die liefde waarmee die Here ons verlos. U is Immanuel, God met ons. U is die God van liefde. Kyk, dan gaan nou hierdie een aansteek. O God van liefde, Immanuel, God met ons. Ons bid dat U lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag wanneer Christus vanaal sal verskyn. Gee dat ons so in Christus sal bly, dat sy liefde ons hele lewe sal vul. Leef in ons en help ons om in U te leef. Sy. Dankie. Daar is vir die kinders, is nie so baie kinders nie, maar daar is 'n skattejag, so julle kan na die diens dit kom kry, dan gaan dit nou oor vandag met die tema van liefde. Dan kan julle dit kom kry. Julle kan ook 'n kerskaartjie maak. Skryf vir iemand 'n boodskap en gaan gee dit dalk vir iemand. Ja, dit maak ook 'n verskil. Dit gaan vir iemand ook wys iets van liefde. Iets van die Here se liefde. Dit gaan dalk iemand heeltemal verras dat iemand vir hulle 'n kaartjie gebring het. Maar ons almal kan dit doen. Dit hoef nie net die kinders te wees nie. Enige een van ons kan so 'n verskil maak. In 1 Johannes 4 vers 9 hoor ons die volgende: Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. En dit is wat Jesus ook vir ons gee. Ons wie in hom glo, hy's genadig, maar hy gee ook vir ons vrede. Kom ons staan en ons sing die lied God is liefde. Ons sing vers 1 tot 3 saam. Kom ons loof die Here saam.
ek gaan vir ons nou lees uit Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 en dis uit die boodskap vertaling. En dit verskyn nou ook op die skerm. Israel, onthou altyd dat die Here en net die Here alleen ons God is. Die Here ons God. Hy is die enigste Here. Dis wat ons nou hoor in die 83 vertaling. Jy moet die Here jou God met alles binne in jou, ja, met jou hele wese lief hê. Die 83 vertaling sê, jy moet die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Al die woorde wat ek jou vandag leer, moet jy in jou hart bære en altyd daaraan dink. Jy moet ook jou kinders daarvan vertel en jy moet oral daaroor praat. Of jy nou in jou huis sit, of jy op pad is, of jy 'n bietjie gaan lê of weer opstaan. Jy moet altyd dink oor wat die Here van jou vra. Maak sy voorskrifte aan jou arms vas en bind dit styf vas om jou voorkop. Skryf dit op jou huis se deurkusyne en op die groot hekke van die stad. Nou, vandag moet ons ook bely, ons het nie altyd die Here lief met alles in ons nie. Met ons hele hart en ons hele verstand en al ons krag nie. Ons het baie keer ander goed meer lief. Ander goed raak belangriker. Ons verloor soms fokus. So dis vir ons ook belangrik om dit te bely. En weer te vra, Here, verander my. Help my om op U te fokus in hierdie wêreld waar daar soveel verskillende invloede is. En mens hoor ook hierso, mens moet jy moet die gebooie van die Here leer vir jou kinders. Dalk vir jou kleinkind ook. As jy nou nie meer self, as jou kinders nou al ouer is. Maar ons moet dink, wat wil die Here hê? Wat vra hy van my? Dis hoe ons moet lewe. Maar ons doen dit omdat ons lief is vir die Here. Ons wil gehoorsaam wees. In Johannes 21 dan vra Jesus vir Petrus 3 keer, het jy my lief? En dit sluit vir my aan hierby, by hierdie gedeelte. Ons moet ook antwoord op daai vraag. Het ons die Here lief? Want ons kan weet die Here is baie lief vir ons, maar ons moet self ook lief wees vir hom. Ons moet dit kan bely, ons moet sê, ja Here, ek het U lief bo alles en almal. As dit nie so is nie, dan moet ons dit bely en dan moet ons vra, Here, gee my weer daai liefde vir U. Ons weet, toe Jesus toe daarna vir hom gevra is, wat is die grootste gebod? Toe hy nou die samevatting gee. Toe sê hy ook hierdie, ons moet God lief hê met alles in ons. Maar hy het bygesit, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. So dis hoe ons moet leef. Liefde, in liefde. So as ons nie so leef nie, waar ons dalk nie lief gehad het nie, dan moet ons dit bely. So vanoggend het ons 'n geleentheid om dit te bely. So ons gaan net 'n paar oomblikke eers stil word, dan gaan ons dit saam, gaan ons sondeskuld bely. Word net stil en erken dit net teenoor die Here. Jou sonde, daar waar jy fokus verloor het. Ons gaan dan nou ons sondes saam bely. Ek sê die gedeelte langs liturg en julle langs gemeente. Genadige God, ons bely dat ons teen U in gedagte, woord en daad gesondig het. Ons het U nie met ons hele hart lief gehad nie.
Ons is regtig jammer en bely dit nederig voor U. Sodat ons U teenwoordigheid kan geniet. Amen. As 'n mens net spyt is, dan sê dalk jy voel sleg oor die gevolge van iets. Jy spyt, jy so sê nou maar iemand word nou gesteel en hulle iemand steel en hulle word nou gevang. Dan gaan hulle dalk tronk toe. Dan is hulle spyt oor die gevolge daarvan, maar hulle dalk nie berou daaroor nie. Hulle is nie jammer oor die verkeerde daad nie. Dis net ek is uitgevang. Dit gebeur by 'n huishoek partykeer. Mens doen iets, jy het net gehoop jy word nie uitgevang nie. Maar jy is nie regtig jammer dalk oor wat jy gedoen het nie. As jy berou het, dan sê jy jammer oor die verkeerde daad. Jy wil reg maak, jy wil reg lewe. Dis hoe ons ook moet wees. Ons moet nie net spyt wees oor die gevolge of net omdat ons nou dink, verstaan, ek dink net aan die gevolge, daarom is ek jammer nie. Ons moet, as ons iets verkeerd gedoen het, berou het daaroor, omdat dit verkeerd is in die oë van die Here. Nie net bloot oor die gevolge nie. Dan wil ons weer bekeer en in die regte rigting gaan. Die Here is genadig, maar die Here is ook regverdig. So ons moet ons sonde bely, ons moet weer gaan leef soos hy van ons vra. Ons kan nie net leef soos ons wil en dink, hy sal ons maar net heeltyd vergewe nie. Dan maak ons sy genade goedkoop. Nou die volgende is gebaseer op 'n lied, Vonk 489, en dit maak ons net weer bewus van die Here se genade. God van liefde en genade, U is my Vader, ek U kind. Ek kom kniel hier voor U voete, om vergifnis hier te vind. Jesus Heer, ek vra genade, hoor my bid en hoor my smeek. My oortredings laat my skuldig, met my sonde wil ek breek. Sonder aanspraak of verdienste staan ek naak voor U, o Heer. Soveel kere in my lewe was my rug op U gekeer. Jesus Heer, ek vra genade. Heer, ek sien U aan die kruishout, soos U sterwe, ook vir my. Deur U dood en U oorwinning is vergifnis nou te kry. Jesus Heer, U skenk genade. Heer, ek dank U vir vergifnis. Ek vertrou op U alleen. Ons kan net dankbaar wees want ons verdien nie dit nie. Ons verdien nie hierdie genade nie. Ons moes gestraf geword het vir ons sonde. Maar Jesus het in ons plek gaan sterf. Hy het vir al ons sondes betaal en daarom kan ons sonde vergewe word. So ons moet dankbaar wees daarvoor en weer toegewyd aan die Here gaan lewe. Ons gaan vanoggend uit Matteus 1 vers 18 tot 25 lees en dit gaan oor die geboorte van Jesus, maar mens hoor hierin ook Jesus moet Jesus genoem word. Hy is die verlosser, maar hy is ook Immanuel, God by ons. God is met ons, soos die 2020 vertaling dit sê. Dit is 'n baie belangrike boodskap dat ons dit besef. Want as mens dink God is ver weg, God het my gelos, dan raak ons moedeloos, dan raak ons negatief. En dan is ons wanhoopig. Maar as ons onthou, maak nie saak wat nie. Jesus is by my. Dan het ons hoop. Maak nie saak wat gebeur nie. Nou die Matteus Evangelie is waarskynlik iewers tussen 70 en 90 na Christus geskryf in die stad Antiochië, die Syriese stad, moontlik in daai stad. En die eerste lesers die meerderheid was heel waarskynlik Joodse Christene en Matteus wou vir hulle wys dat Jesus die beloofde Messias is. Maar hy wil ook wys dat Jesus is die nuwe Moses.
Hy is die leermeester wat byvoorbeeld met sy bergrede kom sê, wat behels die wet van God? Hoe wil God hê moet ons lewe? Waaroor gaan die koninkryk van God? Hy is die een wat dit bekend maak. Waaroor gaan dit werklik? Hoe moet ons lewe? So hy is daai ware leermeester. Maar ook dat Jesus is Immanuel. Hy is God met ons. Dit is wat Matteus wou uitlig. Veral wil uitlig. En hy wil ook hierdie Joodse Christen gemeenskap help, hoop gee. Hulle versterk in hulle identiteit en hulle geloof. En hy wou hulle kry om hulle as disippels hulle geloof uit te leef. Want daar was teenkanting en verwerping van die mede-Jode. So dis net vir so 'n bietjie agtergrond voor ons die gedeelte lees. Kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, ons het 'n diep honger en dors in ons en dis net U wat daai honger en dors kan vul. Elke mens het dit en mense probeer op verskillende maniere daai honger en dors te les. Maar Here, dis net U wat dit kan doen. U is die lewende brood. Here, ons wil 'n ontmoeting met U hê. Ons vra kom raak ons aan deur U woord. Praat met ons. Verander ons. Here, ons wil leef soos U vra. Here, help ons om U te vertrou en te onthou dat U in beheer is. Maar help ons ook, Here, om te onthou en te glo en te weet U is Immanuel. U is met ons. Here, niks kan dit verander nie. U los ons nie. Ons wat U volg kan weet ons behoort aan U. Maar Here, help ons om dit nie net te hoor nie, maar te weet, te glo en te ervaar. En ook te getuig daaroor met ander. As mens oor die jaar praat om ook dit te sê. Die Here was met my, die Here het my gedra. Hy was genadig. Want ons baie keer praat ons nie daaroor nie. Of om vir iemand anders te herinner. Die Here is by jou, onthou dit. As dit dalk met hulle moeilik gaan. Here, dankie dat U ons bystaan en dat ons kan weet U hou die kerk in stand. U is daar vir ons. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons vanoggend uit die 2020 vertaling, Matteus 1 vers 18 tot 25. En die opskrif is geboorte van Jesus Christus. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur, toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word, beteken God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie, en hy het hom Jesus genoem. Ons lees net tot sover. Mens moet eintlik net so 'n paar oomblikke vat en dink, wat het vir jou uitgestaan? Wat het vir jou getref?
En mens moet eintlik dink, hoe moes dit vir Josef gewees het? Hoe moes dit vir Maria gewees het? Ek het in die week 'n paartjie gesien wat volgende jaar gaan trou, en 'n mens sien nou net hoe opgewonde hulle is. Toe dink ek nou net self, dink net gou, jy is verloof en jy hoor dan nou, of jy sien dit dalk al, jou verloofde is swanger. Julle het nou uitgesien, alles is dalk al gereël, en dan vind jy nou dit uit. Dit moes geweldig moeilik gewees. Mens kan amper nie indink hoe dit moes wees nie. Verskriklik erg. Ons moet ons indink hoe dit moes gewees het alles. Nou, ons dink aan die toekoms, ons droom, ons maak planne. Dalk het jy 'n dagboek vir volgende jaar gekry, of dalk hou jy nie van 'n dagboek nie, is meer soos ek wat maar hou daarvan om dit op die foon te sit. Want dan kan jy reminders opstel. So die foon herinner jou, jy moet die persoon sien of onthou hiervan. Vir my werk dit nogals. Party hou van fisies die boek hê, hulle wil blaai, hulle wil kyk. Maar dalk het jy al jou beplanner, jou dagbeplanner vir volgende jaar, vir jou dagboek. Ons maak planne, dalk het jy al begin dink aan volgende jaar, begin droom, planne begin maak. Ons doen dit. Maar as mens nou dink aan die jaar, dalk het die jaar heeltemal anders uitgedraai as wat jy gedink het, of wat jy beplan het. Dalk was dit beter as wat jy gedink het, of dalk was dit moeiliker. Maar dit gebeur maar in hierdie lewe. Ons beplan, ons droom, ons wens, maar dinge werk nie altyd uit soos ons dit wil hê nie. Mens moet maar aanpas, dit is ook maar deel van die lewe. Maar tog het die Here ons gedra en daarvoor is ons dankbaar. Daarvoor, ons weet die Here sal met ons wees in die nuwe jaar, so dit gee vir ons hoop, al is dit onbekend. Ons kan die Here vertrou. Dalk is die werk wat jy nou doen, of as jy nou nie meer werk nie, 'n werk wat jy op 'n tyd gedoen het in jou lewe, jou beroep. Dalk was dit anders as die werk of beroep wat jy gedink het jy sou doen. Jy het dalk gedroom van iets heeltemal anders, maar dit het nie so uitgewerk. Of jy het dalk gevoel die Here roep jou in 'n ander rigting. Dit gebeur ook. 'n vriend van my, hy was vir omtrent so 10 jaar 'n dominee, toe het hy nou klaar gemaak. Voor hy nou klaar gemaak het, het hy begin onderwys. Hy het sy nos gedoen. So hy het gevoel die Here roep hom om 'n onderwyser te raak. So hy het nou bedank, hy gaan nou onderwys gee. So hy gaan nou in 'n heel ander rigting. Maar hy het gevoel dit is wat die Here hom roep. Nou wat ek ken, hy was 4de jaar ingenieur student. En dit is 'n moeilike kursus. As jy by 4de jaar kom, dan is jy al amper klaar met jou kursus. Toe het hy gevoel die Here roep hom om 'n dominee te word en hy maak toe klaar. Hy skop op. Sy ouers het almal net gesê maak net klaar, hy het hierdie graad, maar hy het gesê nee, ek voel hierdie roeping sterk. Ek kan nie aangaan hiermee nie. Dis nie wat ek moet doen nie. En hy het toe begin om 'n dominee te word. Hy het teologie gaan studeer. In my eie lewe ook, soos ek al vir julle gesê het, ek het nie gedink vroeër ek gaan 'n dominee word nie. Ek was baie lief vir sport en cricket, ek wou eintlik dit voltyds doen, maar die Here het my geroep en ek het geweet dis die rigting wat ek moet gaan. En ek moes toe die cricket los. Mens hoor daai roepstem en mens moet gehoorsaam wees. Ek weet ook van mense wat lank dit probeer, daai roepstem gehoor het, maar dit probeer vermy het. Soos ek gesê, die een dominee by VGK Kelvindale, hy het maar net gesê ek gaan met die jeug werk. Hy wou nie 'n dominee word, hy het iets anders gaan studeer. Maar die Here het hom aangeroep totdat hy op 'n dag gesê het ek kan nie, ek moet luister. En hy's 'n dominee, hy's nou die moderator van die VGK se Wes- en Oos-Kaapse Node. Maar dit wys mens net, dit gebeur. Ons beplan, ons droom, maar die Here roep. Die Here praat met ons en ons moet luister. Ek weet ook van iemand wat
korporatief baie goed gedoen het. Sy het by 'n fabriek gewerk wat karre en goed maak, sy het die finansies gedoen. Toe het sy goed gedoen, haar salaris was goed, maar sy het net gevoel, daar's 'n dieper hongerte, die Here roep my, ek weet nog nie heeltemal wat nie, maar ek voel ek moenie hier bly nie. En nou werk sy by Louisa Meyburg, sy is nou die hoof daar van die inrigting. So daar was baie opofferings, maar dit is wat sy gevoel het, die Here roep my na toe. So het haar hele lewe ook toe nou verander. Alles verander as jy nou so skuif maak. Maar dit gebeur. Nou Josef en Maria was ook verloof. Hulle het ook gedroom, hulle het ook beplan, ons gaan trou. Hulle het geweet, dit is wat nou voor lê vir ons. Nou in daai tyd was dit anders as vandag. Meisies het gewoonlik verloof geraak hier op die ouderdom van 12 na 13. So baie jonk het hulle verloof geraak. En die ouers het dit gereël en dan sou hulle omtrent hier op 14 daar rond, 'n jaar later sou hulle getrou het. So hulle het baie vroeg, baie jonk getrou. Baie anders as vandag. As jy verloof geraak het, was dit ook net soos vandag nie. Jy kry 'n ring en jy vra die persoon en julle is nou verloof. Dan dra die vrou nou die ring tot julle trou. Daai tyd, as jy verloof geraak het, het jy eintlik 'n formele voorhuwelikse kontrak gesluit voor getuies. So dit was ernstig. Jy kon ook nie maar net sê ek is klaar nou, ek wil nie meer met jou trou nie. Dit was baie meer formeel. Jy was al eintlik verbind aan mekaar. Tydens die verloving het die man gesag oor die meisie gehad, al het sy dan nog by haar ouers gebly, en hulle sou heel waarskynlik na mekaar al verwys het as man en vrou. Nie my verloofde nie. So dit was eintlik maar net kort van 'n huwelik. En na daai jaar sou daar nou 'n tweede seremonie gewees het. Dan was hulle nou getroud. Dan sou die vrou nou ingetrek het by haar man, of die meisie eintlik, moet mens nou sê. So daar was dan 'n tweede publieke seremonie. En hulle sê as jy verloof was en jou man of jou vrou of jou verloofde het gesterf, dan sou jy bekend gestaan het as 'n weduwee of 'n weewenaar. So dit was baie meer behels as vandag. Indien jy hierdie verloving wou beëindig, dan moes jy deur 'n formele egskeidingsproses gaan. So dit was 'n baie groter storie. Heeltemal anders as vandag. So sê nou maar die meisie was nou byvoorbeeld skuldig bevind aan oorspel, egbreek, dan sou dit gebeur het byvoorbeeld, dan sou hulle formeel dalk nou so geskei het. As dit gebeur het, as hulle skuldig bevind was aan oorspel, dan moes hulle eintlik volgens die wet, as jy nou kyk, sê nou maar na Deuteronomium 22, dan moes hulle eintlik gestenig geword het daarvoor. Dis hoe dit gewerk het in daardie tyd. Maar alhoewel hulle baie keer in die Nuwe Testament dit nie toegepas het, hulle sou dalk eerder die meisie of die vrou in die openbaar half soos verneder het, geshame het, soos hulle nou in Engels sê. Dis wat hulle baie keer eerder gedoen het. Nou in vanoggend se gedeelte, nou hoor ons hulle was verloof, Josef en Maria, en hy kom toe agter dat sy swanger is. Nou, hy het geweet, hy het nie met haar geslaap nie, so dit kan nie as gevolg, dit is nie sy kind nie. So hy dink sy was ontrou. So as mens net dink hoe hy moes gevoel het, hoe dit moes gewees het. Maria het seker vir hom gesê, nee, dit is nie die geval nie, maar hy het haar nie geglo nie, want dit is mos nou wat mens sal dink, as jy nou sien iemand is swanger. So, hy sit toe met 'n baie groot probleem, met 'n dilemma. Hy het nie eintlik geweet hoe moet hy nou maak nie. Hulle hele toekoms
hulle planne, alles het nou verander met hierdie gebeurtenis. Mense moet nogals dink daaroor, as mens hierdie gedeelte hoor, dit het hulle hele lewe verander. Maar Josef, hy was onseker. Hy was wetsgetrou, so dit beteken, hy het geweet, ek kan nie hierdie sonde net ignoreer nie, ek kan nie maak of niks gebeur het en nou maar net aangaan en met haar trou nie. Hy wou ook nie met 'n egbreker trou nie. So, dit was die een kant. Maar aan die ander kant, was hy baie lief vir haar, hy was baie barmhartig. So hy wou haar nie in die publiek gaan verneder het en bekend gemaak het dat sy 'n egbreker is nie. So hy het eintlik 'n spanning in hom gehad. Hy is half in die middel, hy weet nie wat om te doen nie. Want as hy haar so in die publiek sou verneder het, dit sou baie skaamte gebring het. Soos ek gesê het, eintlik moes so iemand gestenig geword het. So hy is barmhartig, hy wil nie dit doen nie. Hy het toe nou daaroor nagedink. Maar hy besluit toe maar om die ander opsie wat hy gehad het is om in die privaat van haar te skei. Maar as jy dit wou doen, dan moes daar nog steeds 2 getuies by gewees het. Maar dis minder in die publiek, dis meer privaat. So hy besluit toe, ek gaan nou eerder dit doen. Maar hy het dan nog hieroor nagedink en so aan. En terwyl hy nagedink het hieroor, het 'n engel in 'n droom aan hom verskyn. En dit het alles verander. Die engel het hom oortuig om nie van haar te skei. Dat sy nie ontrou was nie. Dis nie hoekom sy swanger is nie. So die engel het vir hom alles in 'n nuwe lig laat sien. Ons hoor die engel het vir hom gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie. Ek dink dit is nogals die een ding, hy kon bang wees, want wat gaan die mense sê, wat gaan die mense dink? Hulle was nou nog net verloof. Moenie bang wees om dit te doen. Vrees kon maklik oorgeneem het. Die samelewing, eer en skaamte in daai tyd was 'n baie groot ding. So hy kon definitief bang gewees het. Maar die engel sê verder, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. So dit is hoe sy swanger geword het. Die swangerskap kom van die Heilige Gees aan. Dit lig die goddelikheid van Jesus se geboorte uit. Hierdie swangerskap is deel van God se plan om die mense te verlos. Dit is deel van God se plan om die menslike geskiedenis heeltemal te transformeer. Josef en Maria is uitgekies om deel te wees van hierdie plan van God. So Josef word hier uitgenooi om gehoorsaam te reageer. Al is dit eintlik baie oorweldigend. Al het dit sou hulle lewe direk ook beïnvloed en verander. Hulle moet inval by God se plan. So hulle lewe het toe heeltemal anders uitgedraai as wat hulle gedink het. As Josef net gedink het, wat gaan mense sê? Wat gaan mense se reaksie wees? Dan sou hy nie voortgegaan het hiermee nie. Maar hy kon verby dit kyk, want die engel het vir hom belangrike goed gesê. So hy moet nie bang wees om daai tweede formele seremonie te doen, om met haar te trou en haar by hom te laat woon nie. Mens dink nogals, hoe moes dit gewees het verder vir hulle? Mens hoor nou nie regtig, mens hoor nie iets daaroor nie. Maar hoe moes die mense om hulle gereageer het? Want mense weet wat aangaan. In daai tyd sou mense geweet het wat aangaan, wat gebeur. Dit was mos nou, mense het baie nader aan mekaar gelewe. Jy kon nie so iets regtig wegsteek nie. So mens wonder nogal. Maar in vers 21 dan bring die engel verder die goeie nuus. Sy is nou Maria sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit lig nou weer die menslikheid van Jesus se geboorte uit. Hy is uit Maria
daai meisie is hy gebore. Maar hierdie vers sê ook wat hulle die seun moet noem, Jesus. En Jesus is die Griekse vorm van die Hebreëse naam Joshua of Yeshua. En dit kom nou weer van 'n vroeë Hebreëse Jehoshua. En dit beteken die Here is verlossing. Hulle moet hom Jesus noem, want hy is die verlosser. Hy gaan die volk van hulle sonde verlos. En dit is waaroor ons ook diep dankbaar voor is, dat Jesus gekom het, dat hy ons kom verlos het, dat hy vir al ons sondes betaal het. Want as dit nie vir God se genade en liefde was en vir Jesus se offer aan die kruis nie, dan sou ons nie gered geword het en regverdig voor God kon gestaan het nie. So ons moet dit besef, dit is net genade, dat Jesus gekom het, dat hy vir ons so baie opgeoffer het en gelei het, dat hy alles gegee het, sodat ons wie glo die ewige lewe kan hê en aan die Here kan behoort, deel van God se familie kan word. Ons kan nie onsself red nie, jy kan nie ons sonde maak dat ons nie kan nie. So maak nie saak hoe hard jy probeer nie, ons moet oorgee, ons moet glo in Jesus, ons moet glo hy het vir al ons sondes betaal. Dit maak ons vry, dit gee vir ons ware vreugde, ons kry so die ewige lewe. So ons is diep dankbaar hieroor, ons vier fees oor ons verlosser wat gekom het. Met Kersfees dink ons weer opnuut daaroor en ons is dankbaar. Maar dit is nie genoeg om so te buig voor die kindjie in die krib nie. Dit is nie genoeg om te dink, ek is net dankbaar vir Jesus wat gekom het nie. Ons moet ook nie die fout maak en dink, Jesus is net ons verlosser. Hy is meer as dit. Dit moet ons ook onthou. Hierdie wat in vers 21 gesê is, van Jesus wat sal kom om die volk van sy sondes te verlos, is anders as wat die Jode verwag het. Hulle het verwag die Messias gaan kom, maar hulle het eintlik 'n aardse koning verwag. 'n sterk militêre figuur wat die Romeine gaan kom omvergooi, wat so sy volk gaan verlos, en dan gaan hy koning wees op aarde, hy gaan regeer, daar gaan vrede wees. Hier word gesê, Jesus kom om die volk van sy sondes te verlos. So dit sou vir hulle heeltemal anders gewees het. Nou Jesus het ons kom red, maar hy het meer gedoen as net om dit te doen. Hy bring die koninkryk van God. En aan die een kant het hy dit gebring. Die koninkryk het reeds gekom. Ons weet Jesus het oorwin. Hy is die oorwinnaar, hy regeer. Maar ons weet ook dit moet nog finaal kom. Dit gaan finaal kom met sy wederkoms. Maar die herstel en die genesing van die wêreld het reeds begin. Jesus is aan die werk en hy gaan hierdie werk waarmee hy begin het en waarmee hy besig is, kom klaarmaak. So ons sien uit daarna, ons het daai hoop, maar hy is ook die Here, hy is die koning. So, hy is nie net ons verlosser nie. Ons moet nie net dink, ek moet net glo en dan is die saak nou klaar nie. Ek gaan hemel toe, nou kan ek aangaan met my lewe nie. Hy is die Here, hy is die koning, ons moet hom volg. Ons moet saam hom leef, ons moet by hom leer hoe om te lewe. So dit is net belangrik, ons maak 'n fout as ons dink, Jesus is net ons verlosser, hy is ons Here, hy is die seun van God. Nou, hulle het ook verwag, Jesus sou, of nie, die Messias sou kom met mag en geweld. Jesus kom nie so nie. Hy oorwin deur liefde en deur opoffering. Dis die voorbeeld wat ons ook moet uitleef. Om te dien, Jesus kom nederig. Hy word in 'n krib gebore. Ons moet ook nederig wees. Maar ons moet ook soos hy dien, lief hê, omgee. Hy was barmhartig. Dis hoe ons ook moet lewe. So ons is onkeerbaar op pad na God se goeie toekoms. Ons weet, niks kan dit keer nie. Niks kan God keer nie.
ons hoor in vers 22 en 23 dat dit alles het gebeur sodat wat die Here deur die profeet, dis nou Jesaja en Jesaja 7 gesê het vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word, beteken God is met ons. Dit is regtig wonderlike nuus. Hy is ons verlosser. Die profesie is vervul met hierdie geboorte van Jesus. Maar hy is ook Immanuel, soos wat Jesaja 7 gesê het. Hy is Immanuel. Jesus is God met ons. Dit troos ons, dit gee ons moed, dit gee ons hoop. Ons is nie alleen nie. Jesus het ons nie verlos en toe aan ons eie agtergelaat nie. Hy is met ons. Hy is naby ons. Hy help ons, hy staan ons by. Ons moet nie dit vergeet nie. Hy dra sy kerk. Hy ondersteun ons, hy help ons. As ons oog op hom gefestig is, soos die oog op hom hou, dan kan ons volhard in hierdie gebroke wêreld. Nou, in Matteus 28 vers 18, dit is as mens nou in die einde kom van die Matteus evangelie. Dit begin nou redelik hier in die begin, hoor ons Jesus is Immanuel, maar Matteus 28 vers 18, dan sê Jesus vir die 11 disippels, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Hy is die Here. Hy het ook oorwin. Hy regeer. Die probleem is baie mense soek 'n verlosser, maar nie 'n Here wat sê hoe jy moet verander en hoe jy moet lewe nie. Ons kan nie net 'n verlosser wil hê nie, want Jesus is ook ons Here. Ons moet hom volg, ons moet gehoorsaam wees. Ons moet vir Jesus lewe. En ons moet hom lief hê met alles, met ons hele wese. Ons moet ook met daai selfde gesindheid van Jesus leef, soos wat ons in Filippense 2 vers 5 hoor. Ons weet ook Jesus het nie net gekom en gesterf. Hy het nie net gekom en hy's dadelik gekruisig en hy het opgestaan nie. Hy het gelewe. Hy het vir ons gewys hoe ons moet lewe. Wat is regtig belangrik? Maar ook dat God ons werklik liefhet. Hy het dit gesê, maar hy het dit ook gewys met sy lewe. Ons moet hom volg. Daar's 'n dominee, hy was by Kragakama gemeente, van julle ken hom dalk, Dion Els. Hy is nou in die Weskaap by Helderberg gemeente en hy is ook betrokke by die Sewes, die Blitsbokke. En hy sê hulle het voor die seisoen gesê, hulle het bietjie gepraat oor identiteit. Toe sê hulle, ons gaan net ons vra een vraag vir ons. As mense 10 minute vir ons doppe, sê nou maar nie op die veld net, 10 minute sê nou maar waar ons met mekaar kuier, of waar ons oefen, of waar ons net deur ons gewone dinge, wat sal hulle leer van ons? Wat sal dit vir hulle sê van wie ons is? Want jy kan nie net sê op die veld, as jy nou op 'n wedstryd, op die wedstryd begin, dan kan jy nie ewe skielik reg wil wees nie. Dan kan jy nie wil sê, ons wil nou hierdie identiteit hê nie. Jy moet daai identiteit deur in tyd uitleef. As jy oefen, as jy saam is net, dan kom dit uit op die veld ook. En dit het my baie laat dink aan ons ook. Wat sal mense sien as hulle ons saam sien? Wat sal hulle sien? Hoe behoort ons aan die Here? Is ons anders? Wat se waardes sal hulle sien? Want anders, dit help nie ons sê, ons glo in Jesus is ons Here, maar ons leef glad nie soos hy gelewe het nie. So, maar dis die Here wat ons verander. Ons kan net in 'n verhouding met hom lewe. Ons moet verbonde aan hom bly. Hy verander ons, hy vernuwe ons. Hy snoei ons, sodat ons vrug kan dra. Maar die loot moet aan die ware wingerdstok verbonde bly. So ons moet meer fokus op ons verhouding met Jesus. Jy help ons fokus net heeltyd op die opdragte nie. Ons moet fokus op Jesus. Hy verander ons.
Maar dan verder in Matteus 28, dan sal nou die opdrag gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, en dan in vers 20, dan is daar daai belofte, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus is werklik Immanuel, hy is by ons, hy het oorwin, ons kan hom vertrou, hy los ons nie. Kom ons vertrou hom, ook al is ons onseker, ook al weet ons nie wat die nuwe jaar voorlê nie, maar kom ons leef ook vir die Here uit dankbaarheid uit. Kom ons gaan leef liefde, kom ons wees getuies, kom ons gee om. Ons hoor nou in vers 24 dat Josef was gehoorsaam, hy het toegemaak, gedoen wat die Here van hom gevra het, soos wat die engel van die Here hom beveel het. Hy het haar as sy vrou by hom geneem. Hy het God vertrou. In vers 25 hoor ons ook, hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het. En hy het hom Jesus genoem. So het Jesus nou daai takkie geword uit die stomp van Isaai. So kom hy uit die nageslag van Dawid, soos wat daar voorspel was. Kom ons gaan leef vir die Here. Ons doen dit uit dankbaarheid. Sonder die Here het ons niks en is ons verlore. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons net so wonderlik hoe U ook mense kies, hoe U mense gebruik, gewone mense. U maak ons deel van U plan. U is lief vir ons. U gee om. U wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Daarom, Jesus, het U gekom. U het gekom om ons te red, om ons vry te koop, om ons te verlos, om vir ons ware hoop te gee. Here, help ons om te onthou, ons vind die ware lewe, ware vreugde, vrede, liefde by U. Sonder U het ons niks en is ons verlore. Ons dank U dat U omgee en ons raak sien, en dat U Jesus Immanuel is, dat U met ons is. Dit voel nie altyd so nie, maar U het dit beloof. Help ons om dit te glo. Help ons, Here, om vir U te lewe, om ook nie deur vrees oorweldig te word dat ons nie vir U lewe nie, dat ons dit wegsteek dat ons Christene is. Here, maak ons dapper en help ons om by Jesus te gaan leer hoe om te lewe. Here, ons doen alles uit dankbaarheid uit. En ons bid vir mense wat in hierdie tyd honger en eensaam en alleen is, wat niemand het om Kersfees mee saam te vier nie. Here, mag hulle ervaar U is daar. Here, dankie dat U ons lig is, ook as dit donker gaan. Ons dank U vir U groot genade. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers, en dan gaan 'n paar afkondigings gedeel word.
Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre so bevoorreg kon wees om in die huis by mekaar te kon kom. Dankie vir die reën wat daar geval het. Dankie vir die boodskap wat ons ontvang het. En dankie dat ons ook uit dankbaarheid en afhanklikheid van U 'n offergawe kon gee vanmôre. Wil U hierdie offergawe vir ons seën, Here, sodat ons dit met vrug in ons gemeente kan aanwend. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Dan sê kom ons kyk gou na 'n paar afkondigingetjies. Onthou nou donderdag is ons Kersdiens, maar let net op die tyd asseblief, dis 8uur. Donderdagoggend 8uur is ons Kersdiens. Dominee Robbie het genoem dat hy gaan met verlof hier van die 26ste af tot sy die 19de Januarie. Ons sê vir hom hy en Leon die moet ook hulle tydjie geniet en veilig reis. En Dominee Mattheus staan in vir ons pastoraal. Baie dankie Dominee. Die kerkkantoor is nog gesluit. U het gehoor nou van die houers wat ons wil uitdeel vir 'n Kersete. Die houers is beskikbaar, daar by daai deur is 'n paar en ek sien agter voor die portaal is ook dit. U kan dit donderdag voor die kerk diens hier kerk toe bring of dan Helena van 11uur af. Sê van die 11uur se kant af kan u dit dan donderdag na die diens ook bring. Helena en haar span sal dit dan gaan uitdeel aan hulle wat nou minder bevoorreg is, hulle wat alleen is op Kersdag. Ek het 2 verjaarsdae, Denise Gilk, Myrtle Stein verjaar en Jan-Hendrik van Sail verjaar, sê vir hulle baie geluk, en ook allemaal in die week verjaar, mag julle werklik in die nuwe lewensjaar God sy omgee en sy liefde ervaar. Ons is bly, Ellen is hier by ons vanoggend, sy het deur 'n moeilike tydjie gegaan, ek het nou met haar gesels, sy sê dit gaan al beter. Baie welkom hier by ons. En dan Kobus Pretorius se skoondogter Calista sukkel nog met haar gesondheid. Sy is nog in die hospitaal. Kom ons dra vir haar in die Here op dat hy ook vir haar naby sal wees hier in hierdie feestyd waar sy in die hospitaal is. Baie dankie. Daar so 'n paar foto's, Justy, ek wil net so vinnig dit wys. Dit was Dinsdag, 'n pa en seun van nooit gedag. Hierdie kinderreiskinders wat nou nie iewers kon gaan die vakansie nie, gevat om te gaan visvang. So hulle het dit baie geniet. Dit was elke kind se eerste keer ooit om vis te vang. En 2 van hulle is nou regtig vissermanne. Die een wou nie eers geëet het nie, hy wil net vang. En daar is visse ook gevang, is nou bietjie klein dalk, maar daar is nie net gehengel nie. Daar is vis ook gevang. Maar dit wys mens net hoe jy kan iets waaroor jy passievol is. Soos hierdie pa en seun hou baie van visvang. Toe dink hulle, hoe kan ons dit gebruik om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe? So dis iets wat jy self van hou, maar jy maak ander deel daarvan en jy bemoedig hulle bietjie. Ek glo hulle sal dit ook vir altyd onthou. So ja, ek wou net dit ook sommer deel. Mens moet sulke geleenthede ook voorsoek en raak sien. Ons slotlied is in die stad van Koning Dawid. Ons staan en ons sing vers 1 tot 2 saam.
Ontvang die seën van die Here. God se hoop is vir jou 'n anker te midde van die hopeloosheid van die wêreld. God se vrede hou oor jou hart en verstand die wag. God se vreugde dra jou ook deur hartseer tye. Mag God se liefde vir jou so 'n werklikheid wees dat ander God en jou sal beleef. Amen. Dan sing ons gaan dan heen vir oggend.